vlieg, is 'n honger na die heerlikheid, as 'n vlam wat brand in ons hart vandag. Dis 'n honger na U. Jesus, Koning, ons honger en ons dors na U. Jesus, Koning, ons honger en ons dors na U. Ons honger en ons dors na U. Hemelse Vader, baie dankie Here dat ons vanmôre op hierdie pragtige dag hier voor U kan kom. Baie dankie vir die voorreg wat ons het om by U te kan wees. Ja Here, soos wat die lied sê, ons in ons harte honger en ons dors ons na U, Here. Want U is die enigste lewende water. U is die enigste fontein waaruit ons wil en kan drink, Here. En dankie dat U vir ons in hierdie lewende water in oorvloed voorsien. Daarvoor dank ons U. Here, maar ons wil ook vir U vanmôre vra. Ons streek hierso het ook reën nodig, Here. Wil U nie asseblief ook die sluise van die hemel oopmaak en ons damme volmaak en ons riviere laat volmaak nie, Here. Here, ons hoor van boere wat net 20% van hulle water kan kry om te besproei. Here, ons kan nie so oorleef nie, Here. En daar's nie 'n ander plan nie. Ons kan maar net voor U kom en vir U vra, Here, wees ons asseblief genadig. Voorsien, Here. U weet wat ons behoeftes is nog lank voor ons dit aan U bekend maak. Maar ons kom vanmôre voor U aangesig, Here, en ons pleit by U. Voorsien asseblief vir ons water. Ons het dit nodig, Here. Ernstig. Seën asseblief ook vanmôre se boodskap vir Toby. Elkeen wat inluister. Here, dankie dat ek weet U gaan vanmôre weer vir ons in ons harte aanraak, Here. En vir ons uitstuur met lewende water, U lewende water in ons harte. Here, maar help ook vir ons dat ons dit nie vir onsself sal hou nie, maar dat ons daar waar ons gaan elke dag, ook in hierdie moeilike omstandighede, dat ons hierdie lewende water van U weer aan iemand anderster ook sal gee, vir iemand anderster sal hoop gee. Ons vra dit in die groot naam alleen. Amen. Goeiemôre vriende, baie welkom hier by ons erediens vanoggend. En dis regtig nou 'n groot voorreg om elkeen van julle hier by ons te verwelkom. En ons gebed is soos wat Rudy gebid het en ons nou net gesing het, dat die Here regtig vir jou persoonlik sal kom aanraak en jou spesifieke behoefte sal bedien in hierdie oggend. Ons gemeentelede moet asseblief daarop let dat ons gebedsversoeke per WhatsApp uitgestuur word. Doen asseblief ernstig voorbidding vir die persone en die sake wat daar genoem word. En dan was daar ook gister groot vreugde in ons gemeente, want my kollega en sy vrou Chris en Anja se seun Bram is gister met Katinka getroud en ons wil vir hulle baie geluk sê en ook seën op hulle lewenspad vorentoe. Professor Pieter Creer van die Noordwes Universiteit het in hierdie afgelope ruk navorsing gedoen oor die effek van hierdie grendeltyd op 500 professionele Suid-Afrikaanse rugbyspelers. En hulle bevinding was dat 45,5% van hierdie professionele rugbyspelers in Suid-Afrika beduidend hoër vlakke van stres ervaar. Onder gewone Suid-Afrikaners is dit meer as 62%. Met ander woorde, 6 uit elke 10 van ons wat by mekaar is, ervaar op hierdie stadium beduidend hoër vlakke van stres.
En die professionele rugbyspelers het gesê dat die rede waarom hulle hierdie hoër vlakke van stres beleef is natuurlik omdat hulle salarisse gesny is en hulle nie weet vir hoe lank dit so gaan voortduur nie. Hulle weet ook nie wanneer die rugby seisoen weer gaan hervat nie en hoe rugby se toekoms voortaan gaan lyk nie. En miskien kan jy na jou eie werksomstandighede kyk en ook hierdie onsekere faktore daarop van toepassing maak. En miskien 'n verklaring kry waarom jou stresvlakke dalk ook 'n bietjie hoër is. Die stres manifesteer op verskillende maniere in elkeen se lewe. Hierdie ouens het gesê dat dit veral 'n effek het op hulle slaappatrone. Met ander woorde dat hulle sukkel om aan die slaap te raak, of dat hulle in die nag wakker skrik met 'n klomp gedagtes in hulle koppe, en dan nie weer aan die slaap kan raak nie. Dit het ook fisiese simptome. Spierspasmas, spierpyne en hoofpyne, en dan ook gedragsveranderings, maklike irritasie en frustrasie, dat hulle maklik angstig raak, skuldgevoelens selfs, dat hulle koppe met hulle so 'n paar draaie loop, en dat hulle doeteenvoudig net sukkel om tot rus te kom. En die vraag wat ons vandag wil vra, is het Jesus hieroor iets te sê? Is daar iets wat ons kan help om hierdie stresvlakke van ons te hanteer? En natuurlik kan 'n mens na 'n hele paar teksgedeeltes toe blaai om Jesus se mening raak te lees. Maar ek wil vanoggend lees uit Matteus hoofstuk 24 vers 4 tot 14 en julle kan die hele gedeelte gaan lees. Ons het nie die tyd om dit te doen nie en ek kan dit natuurlik nie by die hele gedeelte stil staan nie. Wanneer Max Lucado oor hierdie gedeelte skryf, dan is die opskrif Fear of Global Calamity. Vrees vir 'n globale ramp. En dan lees ons nou vanaf vers 6 tot 8. Julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik raak nie. Want hierdie dinge moet gebeur, maar dit is nog nie die einde nie. Een nasie sal immers teen 'n ander nasie optrek en een koninkryk teen 'n ander koninkryk. En daar sal hongersnood wees en aardbewings op een plek na die ander. Al hierdie dinge is die begin van die smarte. Hier word gepraat van 'n hele paar globale rampe wat gaan gebeur. Ek het reg hier aan die begin van die jaar vir Eileen gesê dat ons generasie is nogal bevoordeel. Ons het nie soos ons ouers en ons voorouers wêreldoorloë beleef nie. En toe kom die pandemie. 'n Wêreldoorlog teen 'n internasionale bedreiging. En natuurlik is dit so dat dit elkeen van ons op verskillende maniere affekteer. Miskien kan ons sê wel, ek stem saam met hierdie professionele rugbyspelers. Ek beleef ook iets van dit wat hulle beleef. Ek sien dieselfde simptome of miskien sien ek die simptome in my huweliksmaat of my kinders of ouers of kollegas se lewe. Het is interessant dat Jesus in vers 6 sê dat die disippels, dat ons moontlik verskrik gaan raak. Die boodskap praat van paniekerig kan raak. Veral as hierdie pandemie so op ons voorstoep kom, nê. Die New International Version praat van to be alarmed. Dit beteken eintlik in goeie Afrikaans om uit te freak. Nou wat moet ons dan nou doen? Wanneer ons op die punt is om uit te freak, wanneer die stres vir ons te veel raak, wat moet ons doen? Wat is die raad wat Jesus gee? En dan sê hy hier in vers 6, pas op, moenie verskrik raak nie. In die New International Version, see to it, that you are not alarmed. Met ander woorde, Jesus sê, ons moet seker maak, dat ons nie verskrik raak, wanneer 'n globale ramp ons tref nie. Jesus se raad het hier te maak met verskillende perspektiewe. Die eerste perspektief is dit wat ons in die tweede gedeelte van vers 6 kry, waar Jesus sê, pas op, moenie verskrik raak nie, want hierdie dinge moet gebeur. Wanneer mens die Ou Testament lees, wil Jesus hier sê, dan weet jy dat hierdie dinge gaan gebeur.
Dit word voorspel. Dit is deel van hierdie werklikheid van Jesus sy eerste koms tot en met sy tweede koms. Met ander woorde, ons moenie verbaas wees dat sulke dinge gebeur nie. Dis uiters voorspelbaar in 'n stikkende werklikheid. Die tweede perspektief kry ons hier in vers 14, die laaste deel, waar dan nou gepraat word oor die rampspoed en dan 'n klomp ander goed ook genoem word, en dan sê Jesus, en dan sal die einde kom. En dan sal die einde kom. Die einde is die tweede koms van die Here Jesus. Dis wanneer Jesus in een oogwink dit wat verkeerd is gaan regmaak, en dit wat stikkend is weer gaan heel maak, en die wat siek is gesond gaan maak, en die wat dood is gaan opwek uit die dood, wanneer hy in een oomblik met die bose op 'n finale manier gaan afreken, en wanneer die nuwe hemel en die nuwe aarde gaan aanbreek, 'n nuwe kwaliteit van lewe saam met God in 'n nuwe werklikheid vir altyd. Wanneer Jesus nou sê, maak seker dat julle nie verskrik raak nie, dan wil hy onder andere vir ons sê dat ons lewe meer moet inrig en meer moet beplan vir daardie werklikheid, daardie ewige werklikheid waarheen ons almal op pad is, as vir ons aftrede. Nou van wie van ons is dit nou waar? Aftredebeplanning is verskriklik belangrik, dis 'n verantwoordelike ding om te doen, maar Jesus wil eintlik hier sê dat ons meer aandag moet gee aan ons uiteindelike bestemming en ons lewe nou op aarde daarvolgens inrig en ons daarvoor voorberei as vir ons aftrede. Wanneer ons fokus daar is in ons beplanning en ons hele lewe daarop gerig is, dan maak dit ook vir ons makliker om hierdie globale rampe te hanteer. En dan die derde perspektief is weer terug na vers 6 toe, in die woorde van Jesus, dit alles moet gebeur. Dit het ook daarmee te maak dat in dit alles wat hier gebeur, en deur dit alles, is God aan die werk om vir ons en hierdie skepping te neem na sy finale bevryding toe. En daar is niks of niemand wat dit kan verander nie. En daarom hoef ons nie verskrik te wees nie. Nie omdat hierdie pandemie en die gesondheidsimplikasies en die materiële implikasies nie verskriklik is nie, dit is. Maar bo al hierdie chaos is daar God en sy plan met ons en met hierdie wêreld. Wanneer dit lyk asof alles buite beheer is, dan is dit nie. As dit lyk of die politici en die taxi-eienaars in beheer is, dan is hulle nie. As dit lyk asof hierdie pandemie die wêreld en die wêreldgebeure domineer, dan moet ons nie toelaat dat dit ons domineer nie, want ons behoort aan God en God het 'n plan met ons en met hierdie skepping en daar is niks wat dit kan verander nie. En daarom kan ons maar vir God vertrou. Soos wat Peter Worth sy pa vertrou het. Op 21-jarige ouderdom het Peter Worth 'n erge pyn in sy regter skouer ontwikkel en hy het soos 'n student nou maar maak sy pa gebel. Die verskil is dat sy pa 'n wêreldbekende ortopeed was. En hy en sy pa het saamgestem dat dit heel waarskynlik is omdat hy te swaar gewigte in die gym opgetel het. Maar toe hy nie reageer op die behandeling nie en die pyn erger raak en daar simptome bykom, het sy pa begin vermoed dat hy 'n baie rare toestand het waarop sy pa juis navorsing gedoen het, 'n werk gepubliseer het en lesings aangebied het oor hoe om dit te behandel. Toe Pieter getoets is vir hierdie rare toestand, was dit toe so. En is hy toe geopereer en het hy volkome gesond geraak. Dit sal dan wonderlik wees as ons so 'n pa het, nê? Maar ons het so 'n hemelse Vader, wat die pyn van hierdie wêreld reg gediagnoseer het, wat 'n boek daaroor gepubliseer het, en wat 'n chirurg
gestuur het om ons te genees en te herstel en ook hierdie skepping te herstel. Daarom hoef ons nie verskrik te wees nie. Daarom moet ons seker maak dat ons nie in 'n tyd soos hierdie verskrik is nie, deur seker te maak dat ons keer op keer ons Vader vertrou. Dit is tog baie duidelik, ek beleef dit en ek is seker julle kan daarmee saamstem, dat in 'n tyd van krisis, van globale rampspoed, dat die kwaliteit van 'n mens se geloofsoortuigings getoets word. Ek wil dit net weer sê, in 'n tyd soos hierdie word die kwaliteit van ons geloofsoortuigings getoets. As my bron reg is, dan het die Titanic gesink omdat die kontrakteurs se kosteberekening nie reg was nie. En hulle toe gekies het om laer kwaliteit skroewe te gebruik om die plate van die Titanic aan mekaar vas te hou. En toe die Titanic die ysberg tref, kon daardie skroewe nie die impak van daardie botsing weerstaan nie. Het dit gebreek, het die plate uitmekaar geval en het die Titanic gesink. Dis verskriklik belangrik dat ons in 'n tyd soos hierdie moet nadink oor die kwaliteit van ons geloofsoortuigings. Kan hierdie geloofsoortuigings wat oor jare gevorm is, die toets van die impak van hierdie pandemie en die effek daarvan weerstaan? Kan dit ons lewe aan mekaar hou? Natuurlik is dit so dat ons hierdie kwaliteit van ons geloofskroewe versterk deur tyd in die woord te spandeer. Dit daagliks te oordink, te lees en te oordink en God toe te laat om ons geloofsoortuigings te toets. Is dit die waarheid? Kan dit die toets ook deurstaan van dinge wat oor ons lewe kom? Ons versterk hierdie geloofskroewe deur tyd met die Here te spandeer, alleen tyd saam met hom. En dan natuurlik ook saam met ander gelowiges, wat baie moeilik is. Maar daarom is ons op hierdie manier by mekaar en natuurlik kan ons in ons huise saam die Bybel lees, dit oordink, daaroor praat, vir mekaar bid. En wanneer ons weer by mekaar kan wees in groepe of hier in die erediens, om daar dit weer by te woon, sodat ons geloofskroewe van hoë kwaliteit kan wees. Jesus sê in 'n tyd waarin ons neig om verskrik te raak, om uit te friek, moet ons dit nie doen nie. Ons moet daarteen waak. Ons moet seker maak dat ons nie verskrik raak nie, omdat ons Vader vertrou. Die een wat in verskriklike omstandighede nie ver is nie, maar by ons is, en wat verseker besig is om ons en hierdie wêreld te neem na sy finale bevryding toe, na sy doel toe, in ons, met ons en ook deur ons. Maak seker dat jy nie verskrik is nie. Amen. Ek wil vir die musiekbediening vra om vorentoe te kom terwyl ek vir jou 'n paar oomblikke van stil gebed gee. Dis nou 'n belangrike tyd in ons erediens, waar ons gehoor het, maar nou wil ons persoonlik hoor. Nou wil ons 'n paar oomblikke van stilte gee om te sê, maar Here, wat sê U vanoggend vir my? Wat het U op U hart vir my, sodat ek ook in hierdie tyd op 'n ander manier kan reageer? En miskien kan jy sommer nou 'n verbintenis maak om môre en Woensdag na ons kuier om die woord at Noord te luister, waar ek praktiese wenke kan gee vir hoe ons stres in hierdie tyd op 'n gelowige manier kan hanteer. So kom ek gee 'n paar oomblikke van stil gebed. Here, baie dankie dat ons kan weet dat U
met ons is. Die God met ons, ook in verskriklike tye. En dat ons kan weet, dat U besig is met U plan, met elkeen van ons, en met hierdie wêreld, en dat niks dit kan verander nie. Help ons om hierop gelowig te reageer, deur telke male weer ons vertroue in U te stel. En Here, wanneer ons maar 'n bietjie glo, of sukkel om te glo, kom asseblief ook ons ongeloof te help. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. My vertroue is in die naam van die Heer. Hy het hemel en aarde gemaak. My vertroue is in die naam van die Heer. Die lewende Heer wat ewig regeer. Hy is die oorwinnaar, hy triomfeer. Halleluja, U stel nooit teleur. Halleluja, Heer het keer op keer. My hoop is in die naam van die Heer. Hy het hemel en aarde gemaak. My hoop is in die naam van die Heer. Die lewende Heer wat ewig regeer. Hy is die oorwinnaar, hy triomfeer. Halleluja, U stel nooit teleur. Halleluja, Heer het keer op keer. Halleluja, U stel nooit teleur. Halleluja, Heer het keer op keer. Die Here Jesus beloof dat as ons na hom toe kom, kies om hom te vertrou, dan sal daar 'n sterk stroom van lewende water uit ons binneste vloei. Al is ons ook soms maar stikkende kruite, wat sukkel om te glo. Ontvang die seën van die Here en gaan leef vanuit sy liefde. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en daardie werking, vertroostende werking van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly oral waar julle gaan. With every thought and every word, with every breath and all that I am, I want to love you as long as I live, for you are my God. I surrender all. With every step and every plan, with everything that's
is in my heart. I want to serve you as long as I live, for you are my King. I surrender.